Goeiedag, baie lekker om by jou te kuier. Dankie vir Patmos Studios, vir julle moeite om DefFriend myself ook te kan bring na dowes wat die goeie nuus van Jesus Christus, die evangelie, moet hoor, maar dowes moet hom sien. Ek het die laaste paar weke gepraat oor die Here wat voorsien by die put. 'n Put is anders as 'n rivier, dis anders as 'n stroompie, dis anders as 'n fontein. Daardie is dinge wat die Here gegee, dis in die natuur, maar 'n put is gewoonlik iets waar jy so 'n bietjie moet grou. Jy moet so 'n bietjie moeite doen. Jy moet so 'n bietjie mooi kyk, waar is die water, en seker maak dat jy reg grou en diep genoeg grou, sodat jy die wins van die water het. Dis nou Kersfeestyd. Almal dink aan Jesus wat gekom het, Jesus wat gebore is, en daar's baie passie, daar's baie dink aan Jesus, praat oor Jesus. Maar daar's ook 'n storie in die Bybel waar passie saam met ongehoorsaamheid baie gevaarlik is. Wat bedoel ek? Partymal het ons die beste bedoeling wanneer ons iets doen. Ons bedoel om die Here gelukkig te maak, ons bedoel om mense gelukkig te maak, maar ons doen dit nie soos die Here dit wil hê nie. Waarvan praat ek? Wel, in hierdie tyd praat ons baie van praat ons met passie oor Kersfees. Ons praat oor Jesus wat gebore is. Maar dit is belangrik om nie Jesus te vergelyk met Vader Kersfees nie. Dit is belangrik om nie Jesus se wonderlike gee van sy lewe, sy geboorte as 'n mens, te vergelyk met dwergies wat persente maak nie. Hy het sy seun gegee om mens te word, sodat ek en jy deur sy bediening op aarde gered kan word. Jesus is die deur, Jesus is die pad na die Vader. Jesus het op die ou einde die offer gebring. En daarom moet ons baie versigtig wees om Kersfees, ja, dis 'n tyd van vier, dis 'n tyd van bly, maar dis beslis 'n tyd van heilig. Dis beslis 'n tyd wat ons moet gebruik. Ja, ek weet, Jesus is nie presies gebore 25 Desember nie, maar die punt is, ek as 'n Christen, ek as 'n kind van die Here, ek as 'n geredde mens wat in verhouding met Jesus Christus, deur hom ook met God die Vader staan, wat die Heilige Gees in my het mos nou behoefte. En ek vra nie verskoning daarvoor nie. Ek het behoefte om ten minste eenmaal 'n jaar, en eintlik is dit altyd, maar eenmaal 'n jaar saam met my vrou en my kinders, saam met my mense, bly te wees oor die geboorte van Jesus Christus. Niemand kan vir my sê ek mag dit nie vier nie. Ek sal dit vier. En ons kan nou tegnies raak en sê ja, maar dit was nie hierdie tyd nie, dit was daai tyd. Dis oukei. Maar vir my, ek weet, ek in my huis het Kersfees altyd gebruik. Nie vir Kersfees vader en boompies en goed nie. Ons het dit gebruik om vir ons kinders die storie te vertel van 'n God wat so anders is. Al die ander afgode, want hulle is nie regtig God nie. Al die ander afgode, vat. Maar my God, die enigste God, die hoofletter God, die almagtige skepper God, is die God wat gee. Juis toe die wêreld
verlore was, juis toe Israel ver van God af was, juis toe daar soveel slawerny en swaar kry en godsdiens was sonder passie, sonder Jesus, sonder God, net ons is baie besig met wette, maar ons harte is ver van die Here. Kom hy en hy gee homself en hy word gebore nederig, want dit deur sy waar mens word, deur sy amper in my plek kom staan en sy uiteindelike sterf is die ware boodskap van Kersfees. 'n kind is vir ons gebore. Sal jy asseblief hierdie Kersfees 'n geseënde Kersfees geniet? En ek hou nie van die woord Kersfees nie, want ek besef dis nie vir my 'n lekker woord nie. Sal jy die geboorte van Jesus Christus, sal jy die Christusfees as jy dan wil, vier, saam met jou mense, doen dit, vertel jou kinders, vertel jou kleinkinders, die storie van Jesus se geboorte, fokus op daardie boodskap, daardie profesie van lankal. Grou daai put, maak die storie duidelik, dat jou mense verstaan die verskil. Kinders moet verstaan die verskil tussen Vader Kersfees. Jy hoef nie dit vir hulle te verduidelik nie. Maar hulle moet sien dat Vader Kersfees is nie die regte storie nie. Jesus Christus, die baba gebore, God as mens op aarde, is die ware storie. Fokus op daardie storie. Dan sal hulle mos weet, wat is die leuen en wat is die waarheid. Vertel jou kinders die waarheid. Ja, nou sê mense maar die Kersvader en die elfies en alles is sulke mooi storieetjies. Dis baie swak stories in verhouding met Jesus Christus se geboorte. Dis die beste storie. Dis die begin van die mooiste verhaal. God wat lankal was en altyd sal wees, wat spesiaal aarde toe kom, mens word, om homself te gee vir my en vir jou redding. Dis beter as die beste Vader Kersfees storie of persent. Leer jou kinders, gebruik Kersfees, die saam wees, gee geskenkies, die saam wees, die saam deel, maak die kinders opgewonde en vertel hulle van God die Vader wat sy eie seun gestuur het vir my en vir jou. Geseënde Christusfees vir jou en almal vir wie jy liefhet. Amen.